Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag lees ons vanuit Numeri 31 en hier word God se opdrag aan Israel beskryf om sy oordeel oor die Midianiete te voltrek as gevolg van hulle rol in die verleiding van Israel tot afgoderry en onsedelikheid waarvan ons in Numeri 25 gelees het. Onder leiding van Finehas trek 12.000 Israeliete uit, verslaan die Midianiete en dood onder andere vir Biljam, wat natuurlik teen hulle geprofeteer het. Daarna word die byt verdeel en 'n deel daarvan aan die Here gewy as dankoffer. Die hoofstuk sluit af met die leerowerste se vrywillige offer aan die Here uit dankbaarheid dat geen soldaat verlore gegaan het of beseer is nie. En ons sien dat God heilig en regverdig is. Hy oordeel sonde en beskerm sy volk en hy verdien al ons eer en dankbaarheid vir elke oorwinning wat ons mag hê in ons lewens. Vir my die kernvers wat hier uitstaan is vers 49 en hulle het aan Moses gesê, daar ontbreek nie een van ons nie. Enkele gedagtes wat ek met jou wil deel aangaande die teksgedeelte. Eerstens, God neem sonde en afgoderry ernstig op. Die Midianiete, lees ons, het in Numeri 25 vers 1 tot 3 Israel verlei om van die Here af weg te draai. En God het sy oordeel oor hierdie sonde voltrek. Dit laat my dink aan 1 Korintiërs 10 vers 14 waar God sê, daarom my geliefdes moet niks met afgodediens te doen hê nie. Ons moet waak teen alles wat ons verhouding met God kan bedreig. En dis ernstig. Hierdie oordeel oor Midian moet verstaan word binne die konteks van God se heiligheid en geregtigheid. Die feit dat Midian ook doelbewus Israel probeer mislei het en verlei het tot afgoderry. En dan natuurlik moet ons ook in ag neem God se unieke verbondsverhouding met Israel. En laastens, God is die regter van die hele aarde en het die reg om oordeel te voltrek. Lees gerus Genesis 18 vers 25. Vir ons as gelowiges in Jesus Christus word God se oordeel en genade uiteindelik by die kruis van Jesus Christus voltrek en volbring waar Jesus self die oordeel oor ons sonde gedra het. Ons sien ook in hierdie deel dat geestelike kompromie is baie gevaarlik. Die groter gevaar vir Israel was nie Midian se militêre mag nie, maar hulle geestelike invloed. Laat my dink aan Jakobus 4 vers 4 waar ons gewaarsku word, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Ek sien ook in hierdie deel dat oorwinning kom van die Here af. Israel se sukses was die gevolg van God se teenwoordigheid en leiding. Toe hulle die eerste keer teen Midian uitgetrek het, die eerste geslag wat eers nie wou nie en toe gegaan het, toe God sê maar julle gaan 40 jaar swerf. Toe is hulle uitmekaar uitgedryf. Hier gaan hulle nou met net 12.000 man en hulle oorwin Midian sonder enige beserings of enigiets aan hulle kant. En dit laat my dink aan Psalm 20 vers 8 waar die digter skryf, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here ons God. En natuurlik Sagaria vers 4 tot 6 wat sê, niemand mag in krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Maar dan ook dankbaarheid behoort op God gerig te wees. Soos die leerowerstes hier vir God dan 'n vrywillige offergawe bring, moet ek en jy ook uit dankbaarheid vir God vir sy trou 'n dankbaarheid aan hom bewys en gee. Ons sien dan ook natuurlik dat hierdie deel heenwys na Jesus. Jesus Christus is die volmaakte krygsheld en koning. Die oorwinning oor Midian wys vooruit na Christus se finale oorwinning oor sonde, Satan en die magte van die duisternis. Ek lees vir ons Hebreërs 2 vers 14 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Omdat hierdie kinders, dit is nou ons as mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword, want hy kon net sterf as hy ten volle mens was en hy kon net deur self te sterf hom die nekslag toedien wat mag oor die dood gehad het, naamlik die duiwel. Ons sien dan ook dat Jesus beskerm en bewaar sy volk. Soos God Israel bewaar het, bewaar Christus almal wat aan hom behoort. Kyk gerus na 1 Petrus 1 vers 5. En omdat julle glo word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
Jesus roep ons natuurlik op ook tot geestelike heiligheid, net soos Israel opgeroep word tot afsondering om afgesonder te wees vir God die Vader. Die oorlog teen Midian beklemtoon die noodsaaklikheid om radikaal met sonde te breek. Dink aan Romeine 8 vers 13, wat tekenend is van 'n gelowige se wandel deur die geloof, naamlik, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees, dis nou die Heilige Gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. En natuurlik, soos wat Israel aan God lof gebring het en dankoffers, so verdien Jesus Christus ook al ons eer en aanbidding. Kom ons oorweeg bidtend vandag en vra Heilige Gees of ek en jy waaksaam is teen die sonde en is ons waaksaam teen geestelike kompromie in ons lewens. En tweedens, kom ons gee aan God die eer vir alles wat hy doen en leef met 'n hart van dankbaarheid en toewyding teenoor Abba Vader, teenoor Jesus Christus, deur die Heilige Gees wat ons lei. Groete en seënwense vir jou in hierdie dag.